Die FSA roep 'n Suid-Afrikaner se visum na 'n opmerking oor Charlie Kirk se dood. Een van die staat se getuies in die sogenaamde Varkok-moordsaak sit sy getuienis voort en alles is gereed vir vanjaar se matriek-eindeksamen. Dag sê, ek is Christel Cornelissen en jy is welkom by Marula Media. Die Amerikaanse regering sê hy die visums van verskeie buitelanders herroep nadat hulle opmerkings oor die moord op die aktivis Charlie Kirk gevier het. Kirk is verlede maand in 'n sluipmoordaanval in die FSA doodgeskiet. Een van die buitelanders is glo die Suid-Afrikaanse musiekbestuurder en mediapersoonlikheid Nhlamula Baloyi. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê dat die FSA geen verpligting het om buitelanders te huisves wat die dood van Amerikaners toejuig nie. 'n Voormalige werker wat nou 'n staatsgetuie in die sogenaamde Varkok-moordsaak in Limpopo is, het Woensdag aan die hof gesê hy het hom daarmee vereenselwig dat hy destyds moontlik mense kon wond toe hy skote afgevuur het. Adrian Rudolf de Wet het verder in die Hooggeregshof in Polokwane getuig. Zachariah Johannes Olivier, sy voormalige werkgewer en een van die beskuldigdes in die saak, het egter die eerste skote afgevuur en daarom het hy self toe ook skote afgevuur. Olivier en William Musora, 'n plaaswerker, staan onder meer tereg op 2 aanklagte van moord na die liggame van 2 vroue verlede jaar in 'n varkok op Olivier se plaas ontdek is. Suid-Afrika het 'n historiese handelsdeurbraak gemaak nadat vrugteboere die groen lig gekry het om vanjaar vir die eerste keer steenvrugte na China uit te voer. Appelkose, perskes, nektariens, pruime en gedroogde pruime sal ingevolge die ooreenkoms uitgevoer word. Toegang tot die Chinese mark kan 'n inkomste van sowat R400 miljoen oor die volgende 5 jaar ontsluit en kan boonop oor die volgende dekade verdubbel. Dit kan ook tot die skep van honderde nuwe poste in die landbouwaardeketting lei. Vanjaar se matriek-eindeksamen begin op 20 Oktober en Umalusi, die raad verantwoordelik vir die gehalteversekering daarvan, sê alles is slaggereed vir die byna 1 miljoen leerders om die belangrike eksamen af te lê. Umalusi sê hoewel daar nog sommige kwessies is wat uitgestryk moet word, is dit nie van so 'n aard dat dit die eksamenproses kan kelder nie. Nou ja, sterkte aan al die matrieks met die heel laaste voorbereiding. Gaan lees hierdie en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.